almal van julle wat hier is vanoggend. Ook vir julle wat van ver af inskakel. Ek hoor daar's mense wat van Australië af inskakel, wat van Amerika af inskakel en seker ook van die Kaap. Ek hoop hulle is warm en droog en veilig. Maar vir elkeen van julle wil ek vanoggend sê baie welkom. Baie welkom. Vanoggend is 'n troostdiens. Dit is 'n troostdiens waar ons bymekaar is om die lewe van 'n besondere vrou te kom vier vandag. 'n Lewe van 89 jaar. 'n Lewe wat vol was, baie vol. As ek net na hierdie briefies kyk, 'n vol lewe, 'n goeie lewe, geseënde lewe. Maar as 'n mens haar lewe van 89 sou kon sê, dit vergelyk nie naastenby met haar ewige lewe, wat laas Sondag die 3 Mei vir haar aangebreek het nie. As ons dit in foto's vandag moes saamvat, van daar tot hier sou dit ons asems weggeslaan het. 'n hele rukkie gelede het ek 'n Latynse frase teëgekom, miskien ken van julle dit, en dit is memento mori. Het een van julle dit al gehoor? Memento mori, en die betekenis van hierdie Latynse frase is, dink aan jou sterflikheid. En dit mag miskien baie morbied klink, om te sê, maar dit is iets wat 'n mens gereeld aan moet dink, is jou sterflikheid. Maar dit is net morbied wanneer 'n mens vanuit die verkeerde perspektief na die dood kyk. Die bedoeling eintlik van hierdie frase is om ons bewus te maak van hoe sterflik ons elkeen is en dat môre nie gewaarborg is nie. Wanneer laas het jy na 'n uurglas gekyk en gesien hoe vinnig daai sand deur daai uurglas hardloop en jy kan nie daai sand stop nie, dit hardloop net. En so is ons lewens soos daai uurglas, die sandjies hardloop deur. Ons kan dit nie stop nie. So aan die een kant is die bedoeling van hierdie frase om ons net bewus te maak weer van hoe sterflik ons is, maar aan die ander kant om ons ook net weer te herinner dat ons moet goed lewe. Terwyl ons die kans het om te lewe, dat ons die geskenk wat die Here vir ons gegee het, dat ons dit goed sal lewe, vol sal lewe, met verhoudings op die einde van die dag. Is dit al wat saak maak? Is ons verhoudings, ons liefde vir mekaar, is uiteindelik al wat tel. En nou in die begin van hierdie diens, waar ek besef ons almal se harte klop maar omstuimig en 'n mens ervaar 'n klomp emosies, wil ek jou graag uitnooi om net daar waar jy sit, kan jy jou oë sluit vir 'n oomblik? En dan wil ek vra dat jy net stil raak. Net stil raak en ook maar reflekteer oor jou eie sterflikheid en hoe kosbaar die tyd is wat die Here vir ons gee. En kom ons dink ook aan 'n klompie mooi herinneringe wat ons van Tannie Hannetjie, van Ouma Hannetjie het. En hoe sy jou lewe ook aangeraak het, wat sy vir jou beteken het. En kom ons vra die Here om in hierdie oomblik ons te omsluit van alle kante. En 'n rustigheid en 'n kalmte oor ons te bring. Sodat hierdie vir ons 'n troostvolle geleentheid sal wees. Ek gee vir jou 'n oomblik, net vir jou eie gedagtes. Here, die dood het 'n manier om maar altyd ons maatjie onder ons voete uit te slaan. Daarom kom ons vanoggend na U toe. Want U is die lig in ons duisternis. U is die enigste een wat vir ons vrede en rustigheid en kalmte kan gee. En met tyd ook berusting te bring. Ons kom na U toe, Here, want waarheen anders sal ons gaan? U alleen het die woorde.
van die ewige lewe. Here, U is die enigste een wat ons kan troos, soos niemand anders nie. En ons hou vandag vas aan elkeen van U beloftes. Beloftes van 'n ewige lewe, beloftes van 'n hemel waar U is, beloftes dat U altyd by ons is, beloftes van hoop en beloftes van troos. Here, ons dra Tannie Hannetjie se kinders, haar kleinkinders, selfs agterkleinkinders, haar geliefdes, haar familie, haar vriende, aan U op. Elkeen wat diep geraak is deur haar dood. En ek wil bid dat U teenwoordigheid in hierdie oomblik, dat dit ook tasbaar sal wees, dat elkeen dit sal beleef, en beleef hoe U vir hulle U krag en genade gee. Skenk aan hulle vrede en die kalmte binne elke gemoed wat vol is en elke hart wat seer is. En dankie vir U woord waaruit ons kan lees. Ons weet U woord is waar, seker en betroubaar. Alles sal vergaan, maar U woord sal ewig staan. Betroos ons dan nou met die woorde deur die werking van die Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die heel kortste begrafnispreek is seker deur Jesus self gepreek. Toe hy by Martha en Maria kom met die dood van hulle broer, toe het Jesus die volgende gesê, hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En toe vra hy, glo jy dit? Dis wat hy ook vanoggend vir ons vra. Glo jy dit? Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons luister na 'n besonderse lied, Nader my God by U, terwyl jy net so bly sit.
Baie dankie aan Piet Smit. Wat 'n mooi en spesiale beruiming van nader by God by U. Familie en vriende, ons is bymekaar omdat ons, soos ek gesê het, vir 'n troosdiens. Mag hierdie geleentheid dan presies dit wees. Ons is bymekaar sodat God deur sy Gees kan doen wat hy die beste doen. Troos. Daarom is sy naam ook die Trooster. Nou, ouma Hannetjie se afsterwe het elkeen van julle diep geraak. En dit is verseker so. Hoe vreemd is dit nie, dat wanneer 'n mens selfs die dood van iemand verwag, dan bly dit steeds 'n skok. Of dit iemand is wat oud is, of jonk is, of jy dit verwag, of nie verwag nie. Dit het net dieselfde uitwerking op ons almal. Dit bly vir ons iets waarop ons nooit 100% voorbereid kan wees nie. En die dood van iemand wat ons verlief is nie 'n geringe saak nie. Dit is vir ons altyd 'n moeilike saak. Dis iets wat ons graag wil sy stap as ons sou kon. Dis soos 'n beker wat by jou verbygaan, 'n bitter beker. En jy wil nie hê daai beker moet by jou stop nie, want as die beker by jou stop, beteken dit jy moet uit hom drink. En so is dit baie keer dat die beker by ons verbygaan en ons slaak so sug van verligting. En dan ander kere, dan stop die beker by ons. En dan moet ons uit daardie beker uit drink, en ek noem dit 'n bitter beker, want dit is bitter. Dit is bitter om vir iemand wat 'n mens voor lief is, tydelik te groet. En dis wat ons doen vandag as gelowiges, sê ons hierdie is 'n tydelike groet. Dis net tot ons mekaar weer sien. En dit op sigself is 'n geweldige troos vir elkeen van ons. Want julle kan weer die oomblik toe julle vir julle ma die laaste keer gegroet het, of ouma die laaste keer gegroet het. Toe julle haar hier groet, toe staan nou weer 'n skare aan die ander kant. 'n Skare engele, gelowiges, familie, vriende, wat dan nou weer daai kant verwelkom. So vir ons aan hierdie kant is dit swaar, en daardie kant was dit weer 'n groot verwelkoming. Wanneer ek die Bybel lees, dan is ek oortuig daarvan die Here wil hê ons moet anders na die dood kyk. Ons is so geneig om net in die hier en nou vas te kyk, want dis maar ons bekende. Maar die Here wil hê ons moet 'n bietjie verder kyk. Hy wil hê ons moet nie net aan die sigbare dinge vaskyk nie, maar dat ons oë sal oprig en met geloofsoë sal kyk na die ewige jare wat vir ouma Hannetjie aangebreek het by hom. Ek dink ons kyk, ek weet ons kyk na die dood meesal as die einde. En God wil eintlik hê ons moet daarna kyk en te sien, maar dis eintlik 'n nuwe begin. Dis nie die einde nie. Dis 'n nuwe begin. Ons kyk na die dood as verloor, en ons hou nie van verloor nie. Maar die dood is eintlik 'n wen. Nou, toe ek die volgende raak lees, het dit my nogal gehelp om so 'n bietjie anders oor die dood te kyk, want ja, ek stoei ook maar met verlies en dood. Mens probeer daai sin maak en vrede daarmee maak. Luister hierna. 'n Jong dogter wat op sterwe gelê het en nodeloos om te sê haar pa se hart was gebreek. Sy troos hom toe en sy sê vir hom: "Pa, moenie so hartseer wees nie. As ek 'n huweliksaanbod gekry het van iemand wat alles is wat pa vir my gedroom het en soveel meer, en wie se status ver bo myne was, maar hy wou hê dat ek saam met hom in 'n afgeleë plek in die wêreld moes bly. Dink pa nie pa sou die skeiding kon verduur, wetende wat se voordeel dit vir my sou bring nie. Nou word ek bevorder na 'n plek ver beter as wat ons sou kon indink. Beter as enige iets in dit wat aan ons bekend is in hierdie wêreld. Ons volgende ontmoeting sal wees in 'n baie beter en wonderlike omstandighede. Vreugdevol
en ewigdurend. Nou, as ons dit kan regkry om so te dink, nee, dat die hemel is net so 'n plek ver, ver beter as wat ons selfs ooit kon indink. Nou vanoggend wil ek vir ons saam lees uit Psalm 139, dit is ook op julle blaadjies. Ek wil in 2 dele daarna kyk, kortliks. Ek lees ons die eerste 6 verse van Psalm 139. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Ek lees vir ons net vir eers tot daar. Ek dink hierdie Psalm, hierdie eerste 6 verse, som in 'n groot mate op hoe ek reken die Here weet wat in elkeen van ons se gemoed vanoggend aan die gang is. Hy sien dwars deur jou. Hy sien deur jou dapper glimlag wat jy probeer opsit. En hy sien jou stikkende hart. Hy ken jou gedagtes. Gedagtes wat die een oomblik as jy vol moed en bravade, en dan die volgende oomblik dan vat daai gedagte van verlies jou weer en hy pak jou beet en hy oorweldig jou. Die Here weet ook, soos hy hier sê, nog elke woord wat ons gaan sê voordat dit oor ons lippe kom. Ons probeer mekaar in tye soos hierdie troos en dan ontdek ons maar net elke keer maar ons woorde is so gebrekkig, dit stol so op jou lippe. Jy weet nie regtig wat om te sê nie. Maar dan kom die versekering in hierdie gedeelte, is dat die Here omsluit jou van alle kante. Hoe wonderlik om dit te weet. Die Here omsluit jou van alle kante en hy vat as te ware 'n trooskombers en hy gooi dit vanoggend so oor elkeen van julle. En daai wete bring 'n rus in 'n mens se onstuimige gemoed. Hy gaan verder in vers 7 tot en met vers 12. Hy sê, waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? En waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te omkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Nou hierdie gedeelte van die Psalm kom en herinner ons maar net weer, waar ons ook al gaan, die Here is altyd by ons. Daar's nie 'n plek waar ons onsself kan bevind, of 'n omstandigheid waarin ons onsself kan bevind, maar die Here nie daar is vir ons nie. Hy omsluit ons van alle kante. En die van julle wat nog julle liedboekliedere kan onthou, sal onthou daar's 'n baie mooi lied 509 wat ons eintlik altyd sing, wat eintlik baie mooi hierdie gedeelte saamvat. As jy dit kan onthou, kan jy dit so in jou hart saam sê. Die lied klink so. Op berge en in dale. En wat volg daar? Ja, oral is my God. Waar ons ook telke male swerwe, daar is God. Roem Christen heel my lewe, is veilig in my God. Waar alles my begewe, of waar ek lei, is goed. Waar troue vriende hande nie red nie, daar is God.
Selfs in die dood se bande. Ja, oral. Dis my God. Wat 'n versekering om mee te lewe. En ek dink natuurlik is dit nodeloos om te sê dat die dood het altyd daai element van onsekerheid om hom. Dit voel so wasig, so wollerig as 'n mens oor die dood praat. Die een oomblik, soos ek sê, praat ons vol bravade en ons sal sê, ja, dit was die regte tyd en dit was goed en ons maak al hierdie intellektuele dinge, probeer ons sê om onsself te oortuig. En dan aan die ander kant, dan vat dit ons weer, ons is gevul met onsekerheid. En ek dink 'n mens wil baie keer weet dood, hoe is dood? En terwyl ook nou, omdat ons 2 kinders by ons het ek gedink, dit is ook goed dat 'n mens die dood verduidelik, dat ons dit ook kan verstaan, maar dat hulle dit ook kan verstaan. Julle sal onthou, toe jy dalk 'n kind was, julle 2 gaan dit nou goed onthou, Joshua en Christel, gaan baie goed die volgende onthou. Ek weet nie of dit mee gebeur nie, dit sal ons nou hoor. Maar toe jy klein was en jy het in die kar aan die slaap geraak. Jy het nou op pad teruggekom van 'n ver plek af. Jy was uit vir die aand en jy het in die kar aan die slaap geraak of jy het miskien voor die televisie aan die slaap geraak of jy gaan nou meer beter onthou toe jou kinders in die kar aan die slaap geraak het of voor die televisie. Wat het gebeur? Jy het hulle opgetel en jy het hulle kamer toe gedra en in hulle warm bedjies gesit. Die volgende oggend as hulle oogies oopmaak, dan besef hulle, "O, ek is in my bed, maar ek kan nie onthou dat ek hier aan die slaap geraak het nie." En dan onthou hulle, maar dan is pappa of mamma moes my bed toe gedra het. So die oomblik toe ek my oogies oopmaak, toe is ek in my warm bedjie. Ag, en dit is my kinderlike verstaan van iets van die dood, is dat die Here ons so kom vat, dra ons huis toe. Hy kom vat ons in sy vaderarms, kom draai ons huis toe. So waar ons oë miskien hierso toemaak, aan hierdie kant van die hemel. Die oomblik wat ons dit weer oopmaak, aan daardie kant van die hemel, is die eerste iets wat ons sien, God, en sy teenwoordigheid. Nou wanneer jy buite toe beweeg, en jy het dit al baie gesien, dat daar is tussen, op elke steentjie of op 'n grafsteen is daar 2 datums, né? Geboortedatum en 'n sterfdatum. En wat skei daardie 2 datums? Baie kort streepie, né? Daai streepie verteenwoordig ons almal se lewens. Daardie lewe wat die Here vir ons gegee, is 'n geskenk. En die vraag is, hoe vul ek en jy daai kort streepie in ons lewe? Die Psalmis sê in vers 16, hy sê, U het my gesien nog voordat ek gebore is. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. En so is ouma Hannetjie, sy het daai streepie vol gelewe. Vol mooi en wonderlike dinge waarvan sy oorgeloop het. Dinge waarvan as ek elkeen van julle kans sou gee om daarvan te vertel, sou ons lank besig gewees het. En ons sou ook oor 'n klomp goeters kon lag. Die allermooiste herinneringe. En ek dink, as jy net die briefies al gelees het voor die tyd, getuig dit daarvan dat ons hier 'n vrou het wat net liefde gestraal het en omgee gestraal het. Dis daai kort streepie. Dit vra ook van jou en my, hoe leef ons hierdie kort streepie van ons? Hy is baie kort. Tussen daai 2 datums sal julle sien, is dit mos 'n sterretjie wat ons geboortedatum aanteken en 'n kruisie wat jou sterfdatum aandui. Partykeer dan dink ek daai kruisie lyk so finaal vir ons, so asof dit vir ons die einde is. Miskien moet ons daai kruisie partykeer dink ek vervang met die omega teken. Om te sê eintlik dis die begin van jou ewige lewe by God. Hy het nie 'n einde nie. Die kruis is wel noodsaaklik vir ons om 'n ewige lewe te kan beerwe. 'n Verhaal wat my baie na in die hart lê, om iets te verduidelik van hoe Jesus die dood vir ons kom oorwin het, is van 'n sendeling wat in Brasilië onder 'n klomp inboorlinge sendingwerk gedoen het.
En hy het toe op 'n stam afgekom in 'n baie ver afgeleë deel van Brasilië. En die mense het gelei aan, daar was 'n siekte onder hulle. Een of ander siekte wat die hele dorp besmet het. En die mense het sporadies begin doodgaan. Maar daar was wel 'n hospitaal naby wat hulle sou kon help, nie baie ver van hulle af nie. Maar die hospitaal, om by die hospitaal te gekom het, moes hulle deur die rivier gaan. En hierdie klompie inboorlinge het geglo dat daar is bose geeste in daai rivier. So hulle kan nie daardeur gaan nie, want dit sou beteken dat hulle verseker sou sterf. En die sending het vir hulle gesê, maar ek het dan oor die rivier gekom om by julle uit te kom. Dis veilig. Hulle wou niks weet nie. Toe vat hy hulle na die oewer van die rivier toe en hy laat hulle daar staan en hy druk sy hand in die water in en hy sê, sien julle, niks het met my gebeur nie. Steeds wou hulle niks weet. Naderhand gaan hy so halflyf in die rivier en hy sê, sien julle, niks kom my oor nie. Hulle het net volstrek geweier, hulle het nie kans gesien nie. En toe wat hy doen is, hy duik in die water in, en hy swem deur die rivier, en aan die ander kant kom hy uit, en hy lig sy hand triomfantlik in die lug, en hy sê, sien. En toe eers, toe glo hulle hom. Want hy is deur die rivier, en het vir hulle gewys. En dis wat Jesus ook kom doen nie. Hy is deur die dood. Triomfantlik het hy aan die ander kant uitgekom. Die vyand het natuurlik gedink toe Jesus aan die kruis hang en hy sterf, het die vyand gedink hy wen. Maar 3 dae later het hy die dood oorwin en die pad vir ons almal kom baan na ewige lewe. Ek het die volgende raak gelees en dit bring by my 'n groot stuk vertroosting ook. Ek hoop ook vir jou. Die baie bekende Max Lucado het die volgende geskryf. Hy het gesê, dis nou in Engels, is moeilik om bietjie te vertaal, so hoor mooi. Hy sê, we see a hearse, 'n lijkswa. We see a hearse, we think sorrow. We see a grave, we think despair. We hear of death, we think of loss. But not so in heaven. When heaven sees a breathless body, it sees the vacated cocoon and the liberated butterfly. En, so mooi vat hierdie beeld dit vas. Terwyl ons nog hier in ons kokonne is, in ons menslike liggame vasgevang is ons nog beperk. Maar ouma Hannetjie het reeds dit ontsnap. En sy ervaar daai hemelse heerlikheid wat geen vergeleke het nie. My gebed is dat hierdie boodskap van troos in die dae wat kom vir julle wel vertroosting sal bring. En dat die Here julle sal omsluit, soos hierdie psalmis sê, van alle kante af. Dat julle as te ware daai troos kom bers oor julle sal ervaar. Hoe die Here ook in hierdie tyd, in julle donker en moeilike tyd vir julle troos bring. Ek wil afsluit met 'n belydenis, wat jy ook in jou hart kan saam sê, maar dit is nie 'n geloofsbelydenis soos wat ons nou ook daar by die nissie sal doen nie. Dit is ook 'n belydenis, is eintlik 'n lied, Vonk 277. En terwyl ek dit vir ons lees, hoop ek dat jy dit ook saam in jou hart kan bely. Jy kan dit so sittend doen, terwyl jy oë toe is, en daarna sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer. Buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaars, saam met U,
ons Heer. Ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U al die eer. U is die bruidegom en ons U bruid. U nooi ons na die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Dankie Here, dat ons kan weet in oomblikke soos hierdie, hoef ons nie sterk te wees en 'n front voor te hou nie. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons swak voel, is U genade genoeg. Dankie vir U troos vandag. Mag U hulle as seuns, as boeties, op 'n besondere manier ook troos wat vandag 'n ma groet. Vir hulle as kan nie sê skoonkinders nie, maar hulle wat ook dogters geword het. Kinders. En ook hulle kleinkinders en die rykdom van agterkleinkinders. Mag U hulle almal, Here, op 'n besondere manier dra in hierdie tyd wat voorlê, wanneer dit vir hulle moeilik is, en mag hulle krag uit U put. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die een wat die dood vir ons kom oorwin het. Amen. Ons gaan nou saam sing, daar is die lied is op die blaadjie aangedui vir ons. Ons gaan die eerste strofe 2 keer deursing. Die van ons wat met die Heidelbergse katekismes groot geword het, is daar van julle wat moes met dit groot word? Ek kan niks onthou nie, behalwe die eerste ene. En dis okay. Of vergeet jy alles? Alles. En onthou net hierdie een. Vraag en antwoord 1. En dit is, wat is my enigste troos in lewe en in dood? En dit is dan hierdie antwoord, dat ek aan Jesus Christus behoort. Wanneer ons sing dit staande, en as ons klaar gesing het, dan kan ons weer gaan sit. Graag vir hulle Zaan geleentheid gee om 'n paar woorde te sê. Ek lees graag vir julle 'n brief wat ek aan my sissies vir ouma geskryf het. Hoop ek kan. My liewe ouma, dis met 'n swaar hart, maar ook met baie liefde en dankbaarheid, dat ons 3 sissies vandag hierdie brief aan ouma skryf.
As ons terugdink aan die tyd wat ons saam ouma gehad het, word ons harte warm van al die kosbare herinneringe wat ons altyd sal koester. Ons gedagtes gaan terug na daardie wintervakansies in Bethel by die koshuis. Hoe lekker was dit nie om 'n Kersbed op die vloer te maak en in die aande te luister hoe die horlosie rustig tik en die yskas aan en af gaan nie. Daardie middag voor die televisie wat Days of Our Lives speel en Stefano ons almal se bloed laat kook. Die heerlike riggies wat ons smeek nooit moet ophou nie. Die reuk van pink worsies as ons by Bethel se huis se agterdeur inloop. Die treinkarretjies wat ons vroeg in die oggend oor en oor tel. Die paravissies in die waterpoele om die koshuis, die ganse wat byt en die gebreide oortreksels vir die toilet is herinneringe wat ons vir altyd sal bybly. Ons onthou ook hoe ouma langs die swembad op ouma se stoel sit en ons met soveel geduld leer swem. En soos ons ouer word en self ook huis opsit, vir ons die mooiste hangers brei. Ons dink ook terug aan daardie heerlike beskuit wat ouma graag vir ons gebak het. Maar meer as die dinge wat ons saam gedoen het, onthou ons wie ouma was. Ouma was waarlik iemand wat 'n mens altyd deur 'n ring kon trek. Ons onthou ouma in die oggend die krullers uithaal en ouma se gesig mooi opmaak. Vir ons was ouma uit 'n storieboek. Een wat altyd 'n glimlag en sagte woorde gehad het. Daar was altyd 'n lekkertjie in die handsak as ouma kom kuier. En die warmste, liefdevolste drukkies wat net 'n ouma kan gee. Ons hoor nog die woorde: "Hallo my meisiekind," in ouma se sagte stem. En voel nog die liefde en daardie 2 swinkies as ouma groet. En nou weer as ons self maas is, kyk ons ook in bewondering terug na hoe ouma vrou alleen 4 seuns grootgemaak het. En besef ons weer opnuut wat 'n inspirasie ouma as mens was. Ouma het vir ons 'n goeie voorbeeld gestel vir 'n vrou wat al haar vertroue op die Here sit. En met 'n dankbare hart maak nie saak wat die omstandighede was nie. Niks was ooit te veel vir ouma nie. Maar vandag groet ons vir ouma vir oulaas. Mag ouma nou saggies in Jesus se arms rus. Ons gebede is dat ouma van bo af na ons sal afkyk en dat ouma weer ons name en ons gesigte sal onthou. Net soos ons ouma sin vir altyd in ons harte sal dra. Tot ons mekaar weer sien met al ons liefde. Dis aan Mandy en Trunay. Baie dankie Lizaan. Ek dink dat wat julle ook hier voorgelees het, die briefies in die blaadjie, kan julle almal rustig ook op julle eie tyd lees as julle nie reeds het nie. Maar ek dink wat ons ook nou gehoor het, loop soos 'n goue draad, maar deur almal. So sy was konsekwent een mens. Julle almal het haar op dieselfde manier beleef en lief gehad. So baie dankie daarvoor. Ek gaan nou die bedankings vir ons doen namens die familie. Baie dankie aan Witfontein vir die span wat ver oggend vir ons reg gestaan het. Vir die besonder vir Dominee Janine en Jimmy vir hulle persoonlike betrokkenheid en liefde ongeag. Santi en Hannetjie van Santi Snyman begrafnisdienste vir al julle reëlings en bystand en die liefdevolle manier waarmee julle alles hanteer het. Baie dankie aan ons Thys Rivera vir byna 3 jaar se liefdevolle versorging van ma Hannetjie, die deernis, die liefde en die omgee waarmee julle haar versorg het, is noemenswaardig. Julle omgee vir ons as kuiergaste is ook nie misgekyk nie. Dan Bake by Natalie vir die verversings. Dankie aan elke liewe vriend, vriendin en familie wat vandag saam met ons kom afskeid neem het. En 'n gedank ook vir diegene wat haar kom besoek het in tye wat sy dit so nodig gehad het. Baie dankie aan my vrou Dina wat my deurgangs ondersteun het
en vir die administratiewe take wat sy al die jare behartig het. Dit bring ons by die einde van ons verrigtinge hier. Ons is nog nie klaar nie, ons gaan ook nou van hier af, gaan ons sommer direk na die gedenkmuur toe, om ook die nissie te plaas. As ons uitstap, gaan daar vir ons 'n baie mooi lied speel, Psalm 23, 'n verwerking deur Jan Donker. So ons luister ook daarna. Ek gaan eers te vra, ek gaan nie nou ook die seën uitspreek nie, want ons is nog nie klaar nie. So Jimmy sal die verrigtinge van ons by die muur hanteer, en dan sal ons daar die seën uitspreek. So ons gaan van hier af, gaan ons uitbeweeg, want by die nissie bymekaar kom, gaan ons daar 'n laaste oomblik van huldeblyk, net by ons, elkeen by onsself, en dan ook die geloofsbelijdenis en afsluiting, en daarna gaan die duiwe ook vir ons vrygelaat word. Johan, ek gaan jou vra om vorentoe te kom, saam met die boeties, julle het gereël, om ook dan die nissie te neem, en dan gaan ons julle na buite volg. Here is op vir my. Ek het alles wat ek nodig het. Hy gee my rus op plekke waar het stil is. Ek kan asemhaal. Hy maak my hart weer lig. Hy wys vir my die regte pad. Al loop ek deur donker plekke, ek is nie bang. U is by my, U beskerm my, U maak my rustig. U maak vir my 'n plek aan tafel, selfs as mense teen my is. U sien my oorvloed